Deus nós conseguia amanhã do lado do povo. E eu queria considerar com as famílias salva, não salva, aqui não era beneficente algo do Senhor de Deus, e não fica no palco de salva, ons bid dat die almal sal sien wat hulle maak. Jy weet wat almal se deel maak. Ek bid vir liefde in die kerk saam zijn, dat ons ons kind van die voedingsel van en altyd alles sal doen wat die van die bewaar. Ek bid dat die hand in die kerk sal wees, dat ons altyd die woord sal praat, die woord van leer, en dat die boodskap sal uitgaan door as aan die woord van die Heer luister en Sandra, wat is die kerk van. Ek bid vir elke alle siel in die wêreld, ons bid dat hulle hart sal gaan leer, dat die Heilige Gees sal oorgaan, en dat ons so siel sal wees in die huis van die Here. Ek wil ook, ons sal met almal van ons gaan, ons sal help, ons sal opbouw, ons geloof in die Here, ons sal versterk, dag en dag sal die, dan die voetspore sal uitgeef, die stem sal uitgeef, en dat ons daarvoor sal uitgeef. Ons sê, dankie vir die woord wat ons woord gaan bring, wil maak ons gedagtes tot dat ons die woord sal ontvang en ons ook daarvoor sal leer. Sê die elke voorsanger, elke vinger is dit Here van U. Ons dank vir alles, sê die diens. Amen. Amen.
Vader, dankie vir u genade, liefde, goedheid. Dankie vir u teenwoordigheid. Here, vra nou dat u ons harte, ons gedagtes sal instel. Here, om te hoor wat u vanmôre vir ons in die woord wil sê. Here, wanneer ek kyk na die sange en ek luister, dan besef ek dat u vanmôre al reeds met ons gepraat. U is die God wat bo op die berg is, is die God wat in die vallei is. Here, in ons verlossing leer, in die serafs van hy. En ons is bevoorrecht, Here, wat die woord sê vanmôre van ons. U wat al teenwoordig is vanmôre. Daarom vra ek, Here, neem ons gedagte gevange. Spreek deur die Gees tot ons. Here, die Vaders
van vroeër die kerkvaders het die gewoonte gehad om te bid en sê, Here, verberg my agter die kruis. Ek wil vanmôre sê, Here, verberg my vanmôre agter die waarheid van die woord en dat ons niks anders sal verkondig as die waarheid van die woord. Here, dat ons altyd deur opreg en suiwer sal wees, dat dit ons strewe sal wees. Here, ek wil vanmôre bid vir kerke en denominasies, gemeentes, Here, waar dit nie so gaan nie. Waar daar afvalligheid is en waar daar afkeerigheid is van die waarheid en die woord, dat jy inkeer sal bring. Vra dit vanmôre in Christus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Loof die Here, ek in die sitplek neem, broeder en suster. Ek het 'n pastoor geken. Hy het altyd op 'n Sondagmôre het hy 'n halfuur gepreek voordat hy sy uurpreek gelewer het. En ek het altyd gesê, ek kan nie na hierdie ou luister nie, want hy preek verskriklik lank. En toe eendag toe sê hy eerste halfuur van sy uur en 'n half preek is om die Sondagkoerant uit die ouens wat die koerant gelees het voor die diens uit te preek en hulle voor te berei vir die woord wat gaan kom. Nou wil ek nie vanmôre vra wie van u lees 'n Sondagkoerant en ek wil ook nie die koerant met jou uitpreek nie, hoegenaamd. Maar ek het 'n bekommernis in my hart vanmôre, dat wanneer ons gaan kyk na wat in die koerant is, en die media is, ook sosiale media is, ten opsigte van wat gebeur in die kerkewêreld. Van kerke wat skeur, ek praat van denominasies wat skeur. En ek gaan kyk na die redes hoekom daar kerkskeuring is. Dan is ek bekommerd. Ek het laasnag het ek gelê en kyk oor wat mense sê oor die kerk in Namibië, die een denominasie wat hulle nou besluit het om te doen. En dan is daar mense wat baie dinge te sê het, negatief te sê het oor die kerk. En die ander een sê, dis goed, want die leraars wil net geld hê en hulle wil net blink karre ry en wat ook al. 'n Ander een sê, ja, maar die ouens is net ingestel op mag, en 'n ander ou sê, hulle is net ingestel op dit. En dit is net 'n klomp kritiek en 'n klomp negatiewe dinge. En ek besef net dat ons sit met 'n hartseer situasie. Kerke verdeel. God werk in eenheid, nie in verdeeldheid nie. En daarom het ek ook gesê, wie wat as jy hier wil sit, en jy wil eenheid bring, en jy wil vrede bring, en jy wil liefde bring, is daar altyd vir jou ruimte. Maar as jy wil verdeeldheid bring en twis en tweedrag, dan moet jy verwag dat jy gaan bietjie teestand kry, want ons kan nie die werke van die vyand toelaat nie. Want die vyand werk in verdeeldheid. Hy wil twis hê, hy wil tweedrag hê. Dis nie vrug van die gees nie, en dis nie wat God wil hê ons moet doen nie. En ek dink net met myself dat terwyl daar nou verdeling is in kerke en kerkskeur en al daai goeders daar is, wat is die rede dat daar skeuring is? En ek verstaan dit baie goed, want ek volg dit al van 'n paar jaar, lees ek alles wat ek sien rondom dit, want deel van my studieveld was nog altyd gemeente en gemeenskap en die roeping van God in 'n gemeente en die tipe van goeders en gemeenteleierskap. So ek het 'n gesonde belangstelling daarin. En daarom lees ek daaroor, en dan vul dit my wese met hartseer dat daar verdeling besig is om plaas te vind. En mense kom met oordeel, en met kritiek, en met beskuldiging, en daar is nie 'n uitnodiging wat sê, kom ons bid vir die kerk nie. Ek praat van die kerk in Hebreë, elke liewe denominasie en gemeente ingesluit. Kom ons bid vir hulle wat die kerk leiers is, kom ons bid vir hulle wat die gemeenteleiers is, kom ons bid dat hulle suiwer en opreg sal bly by die woord van God, kom ons bid dat die vyand nie werke, sy kloue sal inkry in God se werke nie, dat hy nie sal verdeeldheid en twis en tweedrag en al hierdie goeders bring nie. My broer en my suster, hoor wat ek vanmôre vir u sê, ons het nodig om op te kyk na die Here toe vir ons hulp, meer as ooit van tevore. Amen.
Ek sê nie vanmôre daar's een kerk wat reg is nie. Ek sê nie daar's een kerk sonder fout nie. Die kerk bestaan uit mense. Dis waar die woord Ekklesia vandaan kom. Ons is die kerk, en ek is die kerk. Hierdie is 'n gebou. As ons hier uitstap en niemand van ons kom weer hier in nie, dan kan Steven leer om Jada's rock en ander goeders te sing van Elvis, en dan kan sy mat uithaal, ons gooi mieliemeel of wat gooi op die vloer, en dan kan die ouens hier kom dans op 'n Vrydag. Dis 'n gebou. Nou is dit God se plek waar ons aanbid. Maar U en ek is die kerk. Hierdie liggaam, so mooi skraal as wat ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam so pragtig en mooi as wat dit is, 'n liggaam van die Heilige Gees. 'n tempel van die Heilige Gees. Dit sê die woord van Here vir ons. Maar my broer en my suster, hier is ons aanbiddingsplek. Dis waar ons saam aanbid. Dis waar ons die woord van die Here hoor. Dis hier waar ons toegerus moet word vir dienswerk. Dis hier waar ons die woord moet vat en wat ons dit moet toelaat om te groei in ons, om ons beter Christene te maak en beter kinders van die Here te maak. Maar ons as kerk, ek praat vir die mense, nie die nominasies of gemeentes, ons kyk rond. Ons sien mekaar se foute. Ons sien die leierskap se foute. En ons sien alles wat verkeerd gaan en ons praat maklik daaroor. Maar wat doen ons? Om ons oë op te slaan, na die Here te kyk en te sê, Here, ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig. Die kerk het hulp nodig. En die Here begin by my, dat ek nie 'n ingesteldheid het van kritiek en van oordeel en veroordeling nie. Moet ek dit wat verkeerd is aanvaar? Nee, beslis nie. Maar bid dat die Here 'n verandering sal bring. As daar nie 'n ander wyse is hoe jy 'n verandering kan bring nie, dan bly jy liewer stil en bid net. Dit geld vir my ook. Dis my hartseer dat dit gebeur. Ons kyk baie keer terug en dan sê ons, maar in die ou dae het dit so gegaan. Ek is te jonk om deel te wees van die ou dae. Maar ek het in my dae ook gesien dat jy nie vroeg is by die kerk nie, kry jy nie 'n sitplek nie, want die mense het 'n begeerte gehad na God. Die mense het 'n begeerte gehad om die Here, hulle God, te dien. Die mens was ingestel daarop. Ek sê nie almal nie, maar die mens was ingestel daarop om te sê, ek en my huis en ons sal die Here dien, soos wat Joshua gesê het. En daarom is daar 'n diens, was hulle daar. As jy gaan kyk na die persentasie mense wat 'n biduur bywoon, maak nie saak wat 'n gemeente dit is of waar hy is, dan is dit 'n baie klein persentasie van die persentasie van gemeentelede. My broer en my suster, ons moet soos die liedjie gesê wat ons gesing het, leer om die knie te buig. En ons oë op te hef na die Here. En te pleit en te smeek dat die Here die kerk van Jesus Christus hier op aarde sal genade gee. Elkeen van ons genade sal gee. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Want, vers 3, julle moet ag gee op hom. Nou as jy die gedeelte, die hoofstuk voor dit lees, dan sal jy sien van die geloofsreis en die mense wat gestaan het en die mense wat ernstig was oor die woord van God in hulle lewe en hoe gehoorsaam hulle daar is. En as jy die volgende hoofstuk gaan kyk, of jy dieselfde hoofstuk gaan kyk en jy lees dit, dan sal jy sien, praat hy oor die sonde en hy praat oor die tugtiging en hy praat oor al daardie dinge. Maar my broeder en my suster, ons as mens moet 'n ingesteldheid kry, waar ons sê die koninkryk van God is belangrik, die woord van God in elke mens se lewe is belangrik, die verhouding van elke mens met Jesus Christus is belangrik, en dat ons daarop sal fokus, dat ons daarop sal werk. My broer en my suster, ek kan vir jou enigiets gee wat hierdie wêreld kan bied, maar ek kan nie vir die hemel gee nie. Dit alleen kry jy in 'n verhouding met Jesus Christus. En dit kry jy wanneer jy die oog op Jesus Christus gefestig hou, die leidsman in jou lewe, die wat vir die rigting aangee, deur sy gees en deur sy woord. Jare gelede het 'n pastoorsvrou
Ek sal nie haar naam noem nie, want dalk luister sy my preek en dan gaan sy my sê, hoekom vertel jy my skandes? Maar daar was 'n vergadering van pastore gewees en dan breek hulle vir tee en dan staan altyd eetgoed en koek en ek weet nie wat se goeders als nie, dis kom party van hulle lyk soos ek. Maar dan gaan drink hulle tee en hulle eet die koekies en al die soet goeders wat daar is. En hier het ek al vir party mense vertel, maar ek vertel dit vanmôre vir hier. En nadat hulle geëet het, het hierdie pastoorsvrou daar aangekom, want sy is nie deel van die vergadering nie, maar sy mag saamgegaan in die vergadering toe, en sy kyk so wat is daar op die tafels wat daar gedek is, en sy sien daar's lekker eetgoed, en daar's koek, en sy sien wat het hulle alles geëet. En toe kyk sy so 'n bietjie rond, kyk bietjie agter haar, en sy kyk so 'n bietjie links, en sy kyk so 'n bietjie regs, en sy kyk selfs so 'n bietjie vorentoe, en sy sien niemand nie, en sy vat vir haar 'n stuk koek. Dus hy koek vat en hy eerste hapie in haar mond sit, en sê 'n stem hier bo van die balkon af, hey! Jy moet nie net rond kyk nie, jy moet bietjie opkyk ook. En dis ons probleem, ons kyk baie keer rond, wie sien ons? En ons vergeet dat God kyk na ons. Amen. En God sien ons nie. Ek het 'n verhaal gelees van die Duitsers, daar het miljoene Jode doodgemaak is in Hitler se tyd. Toe vra iemand, nou waar was hierdie liefdevolle God toe hierdie Jode doodgemaak is? Toe antwoord iemand hom, he was there and he was weeping. God keer ons nie dat ons verkeerde dinge doen nie. Hy het ons 'n wil gegee. Hy het ons 'n keuse gegee. Ons kan sy aangesig soek, of ons kan dit halfpad soek, of ons kan dit glad nie soek. Dis in ons hande. Ons as mens is waarnemers. Ons kyk, ons sien, en ons interpreteer. En dan maak ons 'n gevolgtrekking. En hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê, my broeder en my suster, die gevolgtrekkings wat ons maak, is nie altyd korrek en reg en waar nie. Maar ons maak 'n gevolgtrekking, en dan vat ons dit baie keer as waar, party ons vertel dit nog ooit ook oor as waar, maar dit is nie noodwendig korrek nie, soms gedeeltelik korrek en soms heeltemal verkeerd. Maar ons maak 'n gevolgtrekking, want dis hoe ons as mens is, ons kyk na goed. Ons kom by 'n plek in en ons stap en ons maak 'n interpretasie. Ons kyk rondom ons. Ons sien mense, en ons sien mense se probleme, en ons sien mense se hartseer, en ons sien mense se omstandighede, en dan sien ek soms iemand met 'n mooi motor, en dan dink ek hulle is vermoënd, en dan is dit nie die geval nie, dis omgekeerd. Ek het 'n ou geken, het vir 'n nuwe kar gekoop, toe sê ek, hey, jy's gelukkig om 'n nuwe kar te koop, toe sê nee, ek is nie gelukkig nie. My probleem is groter as wat hy gister was, toe ek jou kar gehad het. Ek sê, hoe kom jy daarby? Hy sê, ek het nie geld gehad om my karpaaiement hierdie maand te betaal nie, en die motorhandelaar het 'n ding aangehaal, as jy hom nou 'n nuwe kar koop, dan betaal jy eers vir 2 maande die eerste paaiement, toe verkoop ek maar die ene, en ek verkoop 'n nuwe kar, sodat ek vir 2 maande nie 'n paaiement hoef te hê nie. My broer en my suster, dis die gevolg. Sy probleem is groter, hy het dit groter gemaak, want hy het sy skuld groter gemaak, maar my observasie is, jy ry nou 'n mooi kar. Hy het nou baie geld gehad. Beter as die een wat hy gehad het. En nou dink ek hierdie ou het geld. Nee, hy het nie geld. Pastoor het eendag vir my gesê, jy gaan bediening toe, maar nee, maar jy moet een ding weet, as jy die bediening is, mense mag nie weet jy moet honger, jy ly honger nie, mense mag nie weet jy sukkel nie, mense mag nie weet jy het hartseer nie, mense mag nie weet jy het probleme nie, jy moet altyd 'n front voorhou. Ek dink dit is skynheilig, maar die feit van die saak is dit, mense sien dit wat ons vir hulle aanbied. En dan maak hulle 'n gevolgtrekking rondom dit. Dis nie noodwendig waar nie, ons kyk rond. Lees in Genesis 19 vers 26, dat die Here het vir Lot en sy vrou gesê, hulle moenie terugkyk nie. Hy het vir Lot en sy gesin gesê, moenie terugkyk nie, moenie terugkyk na Sodom nie. Nou Sodom was 'n antieke stad gewees, wat in die Bybel bekend was vanweë sy goddeloosheid en sy immoraliteit. Laat my baie dink aan die wêreld van vandag. En vandag nog word die woord Sodom gebruik vir die beskrywing van 'n morele verval en van 'n geestelike afvalligheid. Dis Sodom, hulle kyk terug na die morele verval en die afvalligheid en wat ook al. En toe Lot se vrou terugkyk, toe verander sy in 'n soutpilaar. Maar die Here het vir haar gesê, moenie terugkyk nie. Paulus in Filippense 3 vers 13 en vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is.
Wat lê voor ons vanmôre, my broer en my suster, voor ons lê 'n ontmoeting van aangesig tot aangesig met hom wat ons so lief gehad het, dat hy sy lewe afgelê het en vir jou en vir my gesterwe het. Dis hy wat daar wag vir ons, dis hy wat gesê het, ek gaan op jou plek te berei sodat jy kan wees waar ek is, en as jou plek berei is, kom haal ek jou sodat jy kan wees waar ek is. Vir ons as mens, vir ons as individue, vir ons as gemeente, is dit so maklik om te vergeet dat die Here sê, moenie terugkyk nie. Kyk vorentoe, strek jy uit na dit wat voor is. Die verkeerde, die immorele, die sonde en sy afvalligheid wat agter is, vergeet dit. Kry vergifnis. Strek jou uit na die ewige lewe. Ek het vanmôre op die kerkraadgroep het iets gesit oor vergifnis, ek het dit nog nie gekyk nie. Maar my broer en my suster, vergifnis is daar, dis jou deel, is my deel. En as ek die Here vergifnis gevra het vir 'n oortreding wat ek gepleeg het, dan weet ek God is getrou en regverdig en hy vergewe my. En as die Here my vergewe het, dink hy nooit weer daaraan nie. Maar wat maak ons as mens? Ons kyk rond, ons sien mekaar se foute, selfs die van gister en eergister en die dag voor dit, want ons kyk ook terug. En wanneer ons terugkyk, dan onthou ons aanhou se foute en dan kom ons weer die vorm kom gooi. Is dit nie waar nie? Lyk my is net ek wat so dink. Ons kyk terug na die seer, en ons kyk terug na foute van die verlede, selfs soms na die goeie van die verlede. Maar weet jy, wanneer jy terugkyk, kan dit jou vooruitgang strem. Dit kan jou vooruitgang verhinder. Dit kan jou groei as Christen belemmer. Ons as mens en gemeente staan soms en ons kyk terug en ons staan soms en ons kyk rond. Matteus 14 vers 28-31 sê, geef ons 'n baie goeie voorbeeld. Petrus is daar in die bootjie. Die water is rof. Het John Ortberg in 'n boek geskryf, hy sê, as jy op die water wil loop, moet jy in die boot uitklim. Onthou dit 'n bietjie, dis 'n goeie les. As jy in geloof iets wil doen, dan moet jy weet, jy gaan nie op die water loop as jy in die bootjie sit. Jy klim uit wanneer jy jou geloof in God stel om vir jou te help op die water te loop. Maar wat maak Petrus? Hy klim uit daai bootjie uit, hy sit sy voet op die water en hy loop en sy oog is gefestig op Jesus Christus. Hy kyk voor hom, hy kyk na die een wat vir hom gesterf het en wat vir hom plek berei en hy weet, maar daar is Jesus en hy stap na hom toe, sy oog gefestig op hom. Maar die volgende te begin hierdie man en hy begin kyk wat is rondom hom en hy sien die golwe en hy sien die wind en hy sien die duininge en hy sien al daai dinge en hy begin rondkyk en hy begin die negatiewe dinge rondom hom waarneem. Daardie dinge wat jou geloof van jou wil steel. Toe hy daarna kyk, interpreteer hy dit en hy sê, hier is gevaar. Dit wat ek nou doen, kan ek nie doen nie, dis onmoontlik, hierdie water is sag, hy is nie hard nie, hy is nie 'n teerpad nie, hierdie wolke, hierdie golwe en hierdie storm wat hier is geërg. En hy begin sink, want hy het tot gevolgtrekking gekom, dat hy dit nie kan doen nie. Vergeet het daaraan, toe die oog gefestig het op Jesus, het hy dit gedoen. Sy gevolgtrekking oorweldig sy geloof, dit verhinder hom om voort te gaan. Hy was besig om 'n wonderwerk te beleef. Hy loop op water. Jesus se opdrag aan ons is, moenie vrees nie. Hou jou oë op my. In ons teksgedeelte is die opdrag baie duidelik. Hou die oë gefestig op Jesus. Hy is jou leidsman. Hy trek voor jou uit. Hy maak jou pad gelyk. Hy is die volleinder van jou geloof. Hou jou oog op hom gefestig. Ek weet die Here maak jou weg. As ek sonde haat, na goedheid streef. Ek weet die Here maak jou weg. Dis waarheid. Maar my broer en my suster, daar was 'n weg vir Petrus op die water, maar die oomblik toe hy sy oog afhaal van Jesus Christus en hy begin kyk na die omstandighede en die negatiewe en die gevaar rondom hom, toe oorweldig twyfel. Toe oorweldig klink die gelowigheid. Die vraag vanmôre is vir jou en vir my, waar kyk jy? Waar kyk ek? Waar kyk ons? Kyk ons na Jesus of kyk ons na die probleme rondom ons en kyk ons terug na die dinge wat agter ons is? Die gevare rondom ons. Kyk ons wat gebeur agter ons. Ons is nie altyd eerlik waar ons kyk nie. Praat baie keer met mense, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Maar dan weet jy, hierdie ou gaan nie met hom goed nie. Wat hy sopas vir jou gesê het, is maar 'n standaard antwoord.
Ek was op hoërskool gewees, my ouers het in die strand gebly, Somersetwes. En dan is ek by die huis, vakansies en tyd naweek, en ek is Desember vakansie by die huis, en my oudste broer en sy aanstaande vrou, en my neef en sy vrou, die twee vrouens was susters, was ook daar, hulle Desember vir ons kom kuier. Ek weet nie wie van die in die strand nie, het 'n lekker lang strand. En dan as so meer Kaapse kant toe is daar 'n plek waar die lewensredders ook is, en daar ry die ouens met hulle surfboards en al die goeders. En nou is dit Desember, die strand is vol. Ek weet nie hoekom nie, maar was 'n paar vrouens ook. En daar's 'n paar bootjies op die water. Nou staan my broer en hierdie ander, my neef, nog jong manne. Nou staan en kyk hulle so. En die volgende oomblik toe vra hierdie twee vrouens vir hulle, waar kyk julle? En vinnig kom Helene kom altyd vinnig. Vinnig kom Helene. Nee, ons kyk na die seilbootjie. Ek weet, hulle het daai paar vroutjies gekyk wat op die strand was. Gelukkig was daar nie baie nie. Ek jok. Die strand is vol mense. Hulle kyk na mense. Maar daai paar vrouens wat per toeval daar is, het ook hulle oog gevat. En hierdie twee vrouens het dit gesien. En hulle maak 'n interpretasie, hulle maak 'n gevolgtrekking. Weet jy, hulle kon enigiets gedink het. Ek weet nie wat het hulle gedink het, ek wil ook daar te begewe nie. Maar die feit is, toe hulle vra waar kyk jy, toe sê hulle nee, ons kyk na die seilbootjie. Ek kan vanmôre vir die Christen vra waar kyk jy, dan kan hulle vir my sê, nee, my oog is gehou op Christus. Maar kom ons gaan kyk na jou omstandighede. Kom ons gaan kyk, hoe leef jy elke dag? En hoe lyk die twyfel? En hoe lyk die ongeloof? En hoe lyk hierdie dinge in jou lewe? Wat oorweldig jou? Wat oorweldig jou denke? Wat oorweldig jou geloof? Wat bring klein gelowigheid na jou? Kyk jy daar werklik na Jesus? Of kyk jy na jou omstandighede? Ons erken nie altyd waarna ons kyk nie. Partykeer worstel ons met geloof, want ons kyk na omstandighede. En ons kyk na die mens. Ons oog moet wees op Jesus, die volleinder van ons geloof. Ons teksvers sê, hou die oog gefestig op Jesus. In Handelinge 7, daarvan op die 55ste, 56ste vers, lees ons van Stefanus. Sy omstandighede was erg. Wie wat is besig om te gebeur? Hy staan daar, mense gooi klippe, hulle gooi rotse. Hulle gooi hierdie ou letterlik dood met klippe. Hy het ervaar pyn, intense pyn. Hy ervaar vernedering. Hy word seer gemaak. Hy ervaar lyding. Hy ervaar vernedering. Maar Stefanus kyk op. Hy kyk op, soos daai reisiger op Psalm 121, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here af. Hy wat hemel en aarde gemaak het. Stefanus kyk op. En hy sien Jesus aan die regterkant van God staan. Nie eers sit nie, die woord sê hy staan. Sy oog is gefestig op Jesus, die volleinder van sy geloof. En twee dinge gebeur met Stefanus. Die eerste is, hy kan hierdie pyn en lyding en vernedering verduur en verdra. En hy kan daar staan tot hom doodgegooi het, want hy het geweet waarheen gaan hy. Hy kyk nie na die omstandighede nie, hy kyk nie na hierdie mense nie. En sy enigste bewustheid, en dis die tweede ding, wat hy gehad het van hierdie mense rondom is, hy sê, Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle. Sy oog gefestig op Jesus, die volleinder van sy geloof. Soms kyk ons terug, en is daar seer, en daar's onverwerkte trauma, en daar's dinge wat van die verlede, wat vir ons 'n probleem is, en ons laat terugkyk. Of vandag vir jou sê, vandag is die tyd, die oomblik om dit af te lê. Te sê, tot hier toe, het ek agter my gekyk, ek kyk nie verder agter toe nie, ek kyk vorentoe, my oog gefestig op Jesus. Vandag is die tyd om te sê, ek wil nie langer rondkyk na die omstandighede rondom my nie. Ek wil my oog gefestig hou op Jesus. Want jy sien, ons moet ook opkyk. Ons kyk rond, want ons is bekommerd en ons kyk na die ekonomie en die politiek en al die dinge, dat vul ons met vrees en bewing en bekommernis. Maar 1 Petrus 5 vers 7 sê, gee dit vir Jesus. Werp jou bekommernisse op. Kyk op. As jy opkyk, dan moet jy weet, hy wat daar in die hemel sit in die regterhand van die Vader, saam met die Vader, sien jou. Hulle sien jou raak soos 'n Stefanus. Hulle ken jou omstandighede. Hulle weet wat is agter jou, hulle weet wat is rondom jou. Maar kyk op. En as jy opkyk, dan sê jy, Here, ek vat elke belofte in hierdie Bybelboek van my. Every promise, every chapter, every verse, every line is mine.
Ek vat dit vir my Here, want dit is waar, U het dit vir my gegee. Net soos wat U dit vir die volgende Heer gegee. Elke belofte van God, elke versekering van God, in sy woord sien ek raak en vat ek vir my. Soms vind ons so uit soos Elia, toe hy daar sy oorwinning op die berg Karmel bereik het. Dat dinge wil ons oorweldig, hy gaan sit onder 'n boom, hy is uitgeput, hy is moeg, hy is moedeloos, en God het nie vir Elia gelos nie. God het hom versorg. Die God wat vir die mossie sorg, die God wat die lelie van die veld en vir die dale klee, is die God wat vir jou en vir my sorg, my broeder en my suster. Ons moet ons oog gevestig hou op Jesus. Ek wil vanmôre vir u sê, die kerk, die liggaam van Christus, nie net hierdie gemeente nie, moet weer leer om die knie te buig voor 'n lewende God, met respek en met eerbied en met liefde. En ons moet die oog gevestig hou op Christus. Want dis hy wat ons leidsman is, dis hy wat ons volleinder is. Nie laat die mense van hierdie wêreld maar skree en sê wat hulle wil. Kyk die debat wat daar is oor die Malemas en die Ramaphosas en die Trumps. En dan weet ek, gaan julle maar aan. Julle is presidente en julle is voorsitters en julle is wie weet wat. But I know the King of Kings. I know the Lord of Lords. I know the Lord Supreme. En hy heers en hy regeer oor alles. En my geloof en sit ek in hom en ek plaas my geloof in hom. En my gebed vandag is, Here, help my om my oog gevestig te hou op U. Dat ek nie my oog sal afhaal van Christus nie. En sal kyk op die dinge rondom my. Maar sal fokus op die Here. My broer en my suster, hierdie woorde kan jy maar neem. Wat jy voed, dit groei. Dit wat jy water gee, dit groei. Dit wat jy kos gee, dit groei. Gee jy geloof in Here Jesus Christus kos. Gee dit voeding. En doen dit deur jou oog op hom te hou. Maak hom jou toevlug. Maak hom jou skuilplek. Maak hom jou rots. Kom ons bid saam. Vader, ek vra vanmôre dat jy elkeen wat hier sit sal raak sien. Here, en elkeen wat nou saam met my die hand opsteek en sê, Here, wees my genadig. Here, ek steek my hand op sodat jy kan sien, dis my begeerte, dis my wens, dis my gebed, dat jy my genadig sal wees deur my te lei deur die Gees. Here, dat ek nie sal terugkyk nie, dat ek nie sal rondkyk nie, Here, maar dat my fokus opwaarts sal wees soos Stefanus. En dat ek ons verlosser sal sien en hom voor oog sal hou. Ons oë gefestig sal wees op Jesus Christus. Here, ons wil nou aflê daardie dinge wat ons bind in die verlede, daardie hartseer, daardie ongelukkigheid. Here, selfs daardie dinge wat ons keer om nou voorin te gaan, al was dit goeie dinge. Here, ons wil nie meer rondkyk nie, ons wil nie ander mense sien, ons wil nie probleme raak sien nie. Ons wil net sien die oplossing, die verlossing vir die mens. Ons Here Jesus Christus. Here, en ek vra dit vanmôre vir een, en ek vra dit vir elkeen. Vra dit vir hierdie gemeente, en ek vra dit vir die kerk in Suid-Afrika en wêreldwyd. Here, as ek kyk na die krimpende getalle van Christendom in die wêreld oor, Here, dan het ons rede tot kommer. Vader, ek kan nie my buurman verander nie, maar Here, ek kan self my eie lewe verander deur te doen dit wat reg is, dit wat goed is. En ek vra U, Here, help my, lei my. Dat as iemand my sou vra, waar kyk jy? Ek kan sê, my oog is gevestig op Jesus Christus, leidsman en volleinder van my geloof. En ek dank U daarvoor. Amen. Loof sy naam. Kom ons staan, dan gaan ons lekker saam sing.